Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Dis goed om so saam met jou tyd te maak om stil te word, om te luister en saam te dink oor hoe God se woord ons lewens vorm. Ons praat oor wat dit kan beteken om goed te doen, deur toe te laat dat die meegevoel wat Jesus se aksies dryf, ook ons rigting bepaal. So daar was eendag in 'n klein woonstel in 'n besige stad 'n vrou wat in haar moeilike finansiële situasie nog steeds vir haar bure brood gebak het. Nou broodbak in 'n kultuur van vinnige, kits geprosesseerde kosse wat bloot in die mikrogolfgou warm gemaak word. Broodbak is 'n groot geskenk. En wat is dan nou lekkerder as 'n warm stukkie brood, veral die korsie, met botter wat daarop smelt. Maar die vrou het elke keer as sy die deeg knie en die brood gebak het, een brood vir haar huisgesin gehou en die ander by die bure gaan neersit. En dikwels was sy eers laat in die aand klaar nadat sy 'n vol dag gewerk het. Iemand vra haar eendag, "Hoekom doen jy hierdie moeite en gaan selfs ekstra uitgawes aan as jy self so min tyd het en as jy self finansiëel swaar kry?" En haar antwoord was eenvoudig, "Omdat ek weet hoe dit voel wanneer dit voel asof die wêreld nie meer omgee nie. En ek kan help dat dit nie so hoef te wees nie." Lees saam met my uit Markus 6. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê, "Dit is 'n afgeleë plek hier en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop." Maar hy sê vir hulle, "Gee julle vir hulle iets om te eet." Hierdie woorde tref diep. Jesus plaas die verantwoordelikheid terug op sy disippels, op diegene wat hom volg. Dis nie net die skare se probleem nie. Dis 'n geleentheid. En die disippels word genooi om te sien wat Jesus sien en iets te doen saam met hom. Nou kom ons probeer vir 'n oomblik dink hoe dit moes gewees het om in daardie skare te sit. Het al hierdie kilometers gestap om hierdie man, Jesus, te hoor praat. En sy woorde tref jou soos water in 'n droë land. En jy het vergeet van tyd, vergeet van kos, want sy teenwoordigheid vul jou met hoop. Jy wil net hier by hom bly. Maar dan tref die realiteit jou. Jou maag grom en jou kinders begin huil van honger. En jy wonder, wat gaan ons nou maak? Alles is te ver. En net daar gebeur iets onverwags. Jy sien mense wat kos uitdeel. Stukkies brood, vis. Dit gaan van hand tot hand en elke keer as jy dink dit gaan nou opraak, net voordat dit by jou kom, is daar nog. En wanneer jy uiteindelik jou eie porsie in jou hande hou en sien hoe jou kinders eet, besef jy, ek is gesien. Ek is nie onsigbaar nie. Iemand het omgegee. Iemand het gedeel. Hierdie Jesus bring oorvloed uit ons gebrek op soveel verskillende maniere. As jy jouself so indink dat jy in die skare is, kan jy hoor hoe jou hart begin klop van dankbaarheid en opgewondenheid en hoop. Jy het honger gekom op een manier, maar jy gaan huis toe met 'n vol maag en 'n vol hart. Wat Jesus doen is nie net 'n wonderwerk van brood en vis nie. Dis 'n wonderwerk wat wys hoe lief hy is. Hy weier om die skare net as 'n las te sien of as 'n probleem te sien. Hy sien mense. Hy sien hulle nood, hulle honger, hulle kwesbaarheid. En hy wys vir sy disippels, dit is julle roeping om nie net te preek oor God se liefde nie, maar dit sigbaar te maak in praktiese dade. Dis julle roeping om saam met my te gaan en om saam met my te voel. Jesus se woorde, "Gee julle vir hulle iets om te eet," bly vandag steeds weer klink. Dit vra van ons om nie net te vra, "Wat het ek nodig nie?" maar wat vra die mense rondom my? Waar is die skare vandag? Die skare is miskien die gesin wat sukkel om einde van die maand kos op die tafel te sit. Die skare is die kind wat alleen by die skoolhek wag omdat sy ouers nie betyds kan kom nie. Die skare is die kollega wat glimlag maar eintlik onder geweldige druk staan. Die skare is dalk die eensames vir wie jy kan nooi vir ete. Die skare is dalk die onderwysers wat kan doen met bietjie bemoediging eerder as nog kritiek.
Die skare is die vreemdeling wat probeer oorleef in 'n ander land. Ons word geroep om Jesus se woorde ernstig op te neem. Gee julle vir iets om te eet. En dit gaan nie altyd oor brood of vis nie, dit kan jou tyd wees, dit kan jou aandag wees, dit kan jou hulp wees, jou aanmoediging, jou bereidheid om iemand anders se las ligter te maak. En Jesus sal deur jou werk. Dalk vra dit hierdie week van jou om net so bietjie te kyk. Wie sit reg langs my met 'n behoefte wat ek iets aan kan doen? Wie is honger, nie net vir kos nie, maar vir aandag, vir liefde, vir hoop? Hoe kan Jesus hier deur my werk? Of wat kan ek gee? Al voel dit klein. Wat kan God dalk op 'n wonderbaarlike manier gebruik en vermenigvuldig? Laat toe dat hy jou lei. Hy sal saam met jou gaan. Hy ondersteun ons. Bid gerus saam met my. Here Jesus, U sien die skare, mense wat honger is, wat moeg is, wat verlore voel. Dankie dat U nie vir ons weggestuur het nie, en dat U nie vir hulle wegstuur nie, maar hulle voed en versorg. Help ons om nie blind te wees vir die nood rondom ons nie. Leer ons om ons hande oop te maak, om ons brood en vis te deel, al voel dit klein. Mag U dit gebruik om lig en om hoop te bring. Maak ons oë oop om die skare vandag te sien, en gee ons die moed om saam met U iets te doen. Amen.